Goeiedag geliefdes, ek is so bly dat ons weer saam kan stil word rondom God se woord. Nou gister het ons as 'n gemeente saam hierdie eerste boodskap in ons herskep reeks beleef. Hy het vir ons gepreek en dit was 'n uitstekende boodskap. Nou ons het gesien in hierdie boodskap hoe Jesus die voete van sy disippels was en hoe hy ons uitnooi om dieselfde vir mekaar ook dan te doen. Nou, omdat hy ons skoon gewas het, kan ons mekaar ook skoon was. Dis die hele gedagte van daai preek en van hierdie reeks. Maar vandag keer ons terug na die eerste gedeelte waarmee hierdie hele reeks begin het. Ons kyk weer na Galasiërs 6 vers 4 tot 5. Elkeen moet sy eie optrede ondersoek. Dan sal hy rede hê om net oor homself trots te wees en om nie met iemand anders te vergelyk nie, want elkeen sal sy eie las moet dra. Nou voordat Paulus begin praat oor hoe ons ander mense moet dien, hoe ons hulle moet help of bemoedig, dan sê hy eers iets wat maklik oor die hoof gesien kan word, iets wat ons maklik kan miskyk. Hy sê elkeen moet sy eie optrede ondersoek. Met ander woorde, moenie jou heel eerste vraag maak, hoe vaar ander nie, hoe gaan dit met ander mense nie, dit is belangrik, ons gaan kyk die hele week daarna, maar hy sê, ons moet eers begin met, hoe gaan dit met my eie wandel saam met die Here. Ek dink dis een van die grootste uitdagings van ons tyd. Kyk, ons leef in 'n kultuur waar ons voortdurend na ander mense kyk. Sosiale media soos Facebook, Instagram, daai tipe dinge, dit wys vir ons hoe ander mense leef, ons hoor hoe ander mense aanbid, ons vergelyk ons gesinne met ons werk, ons bediening en selfs ons geestelike lewe met die van ander. Dis heeltyd hierdie vergelykingsding wat ons doen, dis amper onvermydelik. En voorlank is ons besig om ander te evalueer, dat ons vergeet om eers ons eie hart eerlik voor God oop te maak. Ons raak half stak in hierdie vergelykingsding. En dis juist waar Paulus vir ons waarsku. Hy sê, ons moet onsself met ander nie vergelyk nie. Hy sê, ons moet onsself ondersoek. Ons moet hier begin. Nou, daar is 'n groot verskil, geliefde. Vergelyking vra, hoe lyk ek langs iemand anders, terwyl selfondersoek vra iets anderste. Dit vra, Here, hoe lyk my hart voor U? Nou, dis die begin van geestelike volwassenheid, en dis die hele gedagte van hierdie week se oordeenkings. 'n Volwasse geloof wag nie vir iemand anders om verantwoordelikheid vir sy geloof te neem nie. Nee, hy of sy neem eienaarskap van hulle eie wandel saam met die Here. Daai persoon verstaan dat niemand anders namens hom of haar kan bid of gehoorsaam wees nie, of selfs goeie vrug dra nie, die vrug van die Gees wat ons lees van in Galasiërs 5. Nee, dis 'n selfding. Ons moet self ondersoek doen, ons moet self verantwoordelikheid dra. Paulus sê, elkeen sal sy eie las self moet dra. Hy praat nie hier van swaar laste wat ons later in die hoofstuk vir mekaar gaan oorleer en hoe ons moet leer om laste vir ander mense te dra nie. Hy gebruik 'n ander beeld. Hy praat van die verantwoordelikheid wat elke gelowige self voor God dra. Met ander woorde, my verhouding met Jesus is my verantwoordelikheid. En dis belangrik, want die volgende paar verse gaan Paulus vir ons wys. Hy gaan vir ons dit half uitlig en vir ons leer dat hoe my en jou verantwoordelikheid regtig voor God lyk. Hy gaan praat oor vrygewigheid, hy gaan praat oor die saad wat ons saai, oor volharding en oor goed doen teenoor ander mense. Maar voordat hy daar kom, sê hy eers, ek en jy moet begin by ons self. Ek wonder hoe anderste ons gemeentes sou lyk as elkeen van ons elke dag begin met 'n eenvoudige gebed. 'n Gebed wat sê, Here, wys my vandag waar U nog besig is om my te vorm. Want wanneer God my hart verander, geliefde, dan begin hy ook my oë verander. En dis presies waarin Paulus ons hierdie week gaan neem. Hy gaan vir ons leer hoe ons mekaar moet raak. Kyk, mag jy vandag tyd maak om met jou eie hart eerlik voor die Here te kom. Bring jou hart eerlik vandag voor God, nie met skuld of veroordeling nie, maar met die verwagting dat hy steeds besig is om jou en my te herskep. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir eerstens net vir lewe en vir die begin van hierdie week. En ek vra, Here, dat ons in hierdie week werklik sal inlê in Paulus se woorde, die skrifgedeeltes hier in Galasiërs 6. Mag ons tyd maak, erns maak, mag ons dit oor en oor lees en indrink die waarheid en die wysheid wat hy vir ons hier leer. Here, hierdie week wat vir ons voorlê, is 'n week waar ons gaan leer hoe ons mekaar as gelowiges moet raak kyk. En dankie dat ons raak sien, dat ons vandag lees en leer, dat voor ons na ander mense kyk, moet ons eers self
na ons eie wandel met U kyk. En daarom vra ek Here vandag, net soos ek myself bring na U toe, evalueer my hart, evalueer my gedagtes, kom wys my Here waar daar misstappe is, waar daar dinge is waarmee ek sukkel, waar ek wonder, waar ek twyfel, waar ek nie wandel soos ek moet nie. Here, dat is my verhouding, en as ons verhoudings met U gesond is, as ons wandel gesond is, dan die manier hoe ons na ander mense kyk, raak dan ook gesonder. Ek bid dit als in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle weer môre. Gaan in vrede. Totsiens.